Hartlike goeiemôre van my kant af weer eens. 'n Voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Hierdie blou reier se vlerke is so oopgespan met goeie rede en daar is verskeie redes hoekom hulle dan ook hulle vlerke so oopmaak. In die eerste is dat dit is juis om dan ook wanneer hulle koud kry om dan deur die son verhit te word of wanneer hulle dan ook baie warm kry. Weet ons ook dat daardie vlerke, as dit toe is, dan broei dit en daarom maak hulle dit dan oop om meer oppervlakke oop te kry vir lugvloeiing, sodat die hitte dan ook dan kan ontsnap daardeur. So hulle raak so van die oortollige hitte dan ook ontslae. Ook is dit om hulle prooi te lok. Hulle maak soms die prooi skrik met daardie vlerke van hulle en wanneer daardie prooi dan vlug, dan is dit eintlik 'n maklike manier om dit dan te vang. Dan het hulle ook 'n tipe van 'n vertoon, veral by hofmakery, om dan ook die wyfies te lok, wanneer hulle dan ook hulle vlerke oopmaak, en dan die laaste is wanneer hulle wil stop, wanneer hulle in vlug is, dan maak hulle hulle vlerke oop, om dan hulle spoed te verminder. So 'n bietjie interessantheid rondom dit. Maar ook, wanneer dit by die dinge van die Here kom, moet 'n mens ook baie versigtig wees. Ons praat oor die hand van God, en wanneer ons praat oor die hand van God, is dit nie net altyd ten goeie nie. Soms is dit ook wanneer daar oortredinge en dinge is, dat die hand van die Here ook teen 'n mens is. Ons lees daarvan in Rigters 2 vers 15, waarheen hulle ook al uittrek, was die hand van die Here teen hulle ten kwade, soos die Here gespreek het en soos die Here vir hulle gesweer het, maar wanneer hulle dan in groot benoudheid raak. So hierso gaan dit oor wanneer die hand van die Here teen 'n persoon is, en moet ons ook verstaan dat hierdie saak is dat God waarsku eers en hy praat met die mens vooraf. Nou lees ons ook in Rigters 2 vers 10 dat daar 'n ander geslag opgestaan het wat die Here nie geken het nie. En dit was juis omdat hulle nie in die weë van die Here gewandel het nie. Die Here het met hulle gepraat, gesê, as hulle nie reg gaan lewe voor hulle en dan gaan daar sekere dinge met hulle gebeur. En so was dit ook gewees. God is 'n waarmaker van sy woord en hy het sy hand dan ook teen hierdie volk gehad. Soos in Rigters 10 vers 7 dan ook staan. Daarom het die toorn van die Here ontvlam teen Israel en hy het hulle verkoop in die hand van die Filistyne en in die hand van die kinders van Ammon. Ons weet dat daar 'n tyd was waar die rigters opgestaan het, waar hierdie manne opgetree het, en God het eers deur die rigters, het hy kom waarsku en met hulle kom praat, vir hulle kom lei. En wanneer daar die rigter doodgegaan het, dan het dit baie keer gebeur dat daar die volk weer afvallig geraak het. En wanneer hulle in benoudheid raak, dan roep hulle tot God. En wonderlik om te sien ook, al is die hand van die Here teen 'n mens, wanneer 'n mens terugdraai na God het en ware berou, dan sal God ook sy hand lig en ook genadig wees. Ons sien in 1 Samuel 7 vers 13, en die Filistyne is verneder, sodat hulle verder nie meer die gebied van Israel binnengekom het nie. En die hand van die Here was teen die Filistyne al die dae van Samuel, man wat werklik in die weë van die Here gewandel het, en die Here het sy teestanders en ook die teestanders van Israel ook onder sy hand verdruk. En wonderlik wanneer 'n mens werklik naby aan die Here leef, om te weet die Here se hand is teen jou, maar sy hand is teen die vyande. 1 Samuel 26 vers 23, die Here tog vergeld aan elkeen se regverdig en sy getrouheid. Die Here het u vandag in my hand gegee, maar ek wou nie my hand teen die gesalfde van die Here uitsteek nie. Hierso waar Dawid dan ook sê, die Here het vandag sy vyand Saul, daardie ene wat koning op daardie stadium was, in sy hand gegee, maar Dawid wou nie sy hand teen hierdie gesalfde van die Here uitgesteek het nie. Hoeveel keer gebeur dit, dat daar mense is wat hulle hand uitsteek teen die gesalfde van die Here, en dinge sê teenoor die gesalfde van die Here. 1 Kronikus 21 vers 17, en Dawid sê tot God, is dit nie ek wat beveel het om die volk te tel nie? Ja, dit is ek wat gesondig en baie verkeerd gehandel het, maar hierdie skape, wat het hulle gedoen? Here my God, laat u hand
tog nie teen, verskoon, laat u hand tog teen my en my familie wees, maar nie as 'n plaag teen die volk nie. Liewe toehoorder, wanneer daar sonde is, dan is dit baie keer in 'n gevaarlike posisie wat jy jou kan bevind, en dat die Here op 'n besondere wyse ook moes daardie volk ook teruggelei het, mense moes teruggelei het, uit hulle sonde wat hulle gedoen het, en daarom het hy sy hand op hulle geplaas het, en wanneer daardie persoon hulle tot God bekeer het, dan sou daardie hand van die Here gelig het, en hy sou hulle genade gewees het. Mag ons dit ook so ervaar as ons iets verkeerd doen, en ons ervaar die hand van die Here teen ons, dat ons berou sal hê en terug sal draai na die Here toe. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u wonderlike hand van genade, maar Here, dat u hand ons ook wil tugtig wanneer dit nodig is. Help vir ons om dit raak te sien, geestelike oë oop te wees vir dit wat u ons wil leer. Amen.